Goeiemiddag en dit is my wonderlike voorreg om nog 'n gedagte met u te deel rondom die ewige evangelie, die autentieke goeie nuus wat so dikwels verskraal word tot slegte nuus of gedeeltelik goeie nuus of voorwaardelike goeie nuus. Ek wil vanmiddag bietjie praat oor die hele idee van is ons evangelie wat ons verkondig, is dit gewortel in eenheid of in skeiding? Met ander woorde, is God naby ons en was hy nog altyd naby ons? Of is hy 'n veraf God? Is daar 'n geweldige kloof tussen God en die mens? En dis die idee wat dikwels in die evangelieverkondiging bestaan. Dat Jesus gekom het as 'n brug en dankzij Jesus kan ons nou met God verhouding hê. Ek het voorheen vlugtig verwys na die Griekse filosofie en die invloed wat dit deur manne soos Augustinus en Thomas Aquinas op die kerkwêreld gehad het en op die Christelike teologie. Die hele idee dat God ver is, dat God so heilig is, so anders, dat die mens hom alleenlik kan bereik deur verskeie sfere, deur verskillende, wat is die Engels, hoepels te spring, deur verskillende trappe te moet opklim, ten einde bietjie nader aan God te beweeg. In Christus het ons daarom, ons het naby gekom, maar ons het baie keer dieselfde idee beïnvloed deur hierdie idee van skeiding, en dat God eintlik baie kwaad is en was vir die mens, maar dat hy daarom terwille van die bloed van sy seun en terwille van sy seun het hy ons gestraf, of in sy seun het hy ons gestraf, die mensdom gestraf, sy woede en sy wraak op Jesus laat neerkom, so amper asof God 'n bloeddorstigheid gehad het, en hy moes bloed sien, ten einde daarom die mens te aanskou. Dit lei daartoe dat ons soms nog nie heeltemal lekker is met God nie, veral God die Vader. Ons is okay met Jesus, want hy is die goeie een, hy is die nice een, hy is die cool een. En hy beskerm ons eintlik van hierdie God. Maar dit is 'n totale wanbeeld van God. Totale wanindruk en 'n valse beeld van God. Want Jesus sê op 'n stadium met die disippels, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Nou het Filippus of iemand van hom gevra, wys ons net die Vader. Kan jy nie net 'n slag vir ons wys, hoe lyk die Vader, hoe is die Vader nie? En Jesus sê, ek is al so lank al met julle. Daarom het hy nie gesê, ek is die Vader nie, soos sommige nou weer wil te kenne gee. Hy wil daarmee sê, as jy my gesien het, my optrede, my houding teenoor prostituie, teenoor sondaars, teenoor mense, dan het jy die Vader gesien. Nou ons moet verstaan, dat in die Hebreëse denke het dit meer gegaan oor 'n eenheid, union, oor verhouding. En ons sien dit duidelik in die skrif na vore kom. As ons nie die evangelie van 'n eenheid benader nie, dan het ons 'n skeefgetrekte evangelie. Skeefgetrekte goeie nuus. Dit klink 'n bietjie weerspreking, né? So, kom ons kyk net weer vinnig na Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Die implikasie daar is dat God die Vader en God die woord was aangesig tot aangesig met mekaar. Daar was 'n intimiteit, daar was verhouding. En wat ons leer in die Nuwe Testament, en dit, weet die leer rondom die drie eenheid, is nie maar net 'n tegniese term nie. Dis 'n duidelike openbaring wat uit die skrif en uit die lewe van Christus voortvloei. Jesus kommunikeer met die Vader, en dan sê hy by geleentheid, daar sal 'n tyd kom dat ek vir julle 'n ander trooster gaan stuur, die Heilige Gees, en hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daar was altyd hierdie verhouding. God kan nie verstaan word sonder verhouding nie. God is liefde. Hoe kan God as 'n enkele entiteit liefde wees? Maak net nie sin nie. Liefde bestaan net in verhouding. Liefde bestaan in gemeenskap. Liefde bestaan in intimiteit. En dis wat bestaan het voordat die wêreld geskep is. Dit was die idee vir die mensdom.
Laat ons mense maak na ons beeld. Daar was gemeenskap, daar was wederwysige vertroue, daar was wederwysige liefde, daar was wederwysige gee, daar was, ek glo, pret en liefde en party, as ek het so kan stel. Dis die beeld wat ons van, beter beeld van God wat ons moet kry. En uit hierdie eenheid het Jesus gekom. En nou kan jy vir my sê, ja maar in Psalm 22, bid Jesus en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? So sekerlik was Jesus so vol van ons sondes, en was God se wraak so rooi warm, dat God nie eers na sy eie seun kon kyk nie. Nou, ek het dit op 'n stadium self gepreek, in 'n proefpreek nogal, en gelukkig het ek tot besinning gekom. Maar dat is net terug gaan na Johannes 1, ons het nou gelees, hierdie verhouding waar uit die woord gekom het, en het eventueel vlees geword het. En so was God altyd met Jesus, hy het hom nooit verlaat nie. Nou lees ons in vers 18 van Johannes 1, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Is dit nie 'n beeld van intimiteit nie, van liefde, van verhouding? En dan in Johannes 14 vers 20 verwys Jesus na daar die dag van die Gees, die dag na sy opstanding. Hy sê, in die dag sal julle weet, dis Johannes 14 vers 20, een van die sleutelverse in die Nuwe Testament, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wat 'n wonderlike interpenetrasie. So Jesus het gekom om ons in te neem in hierdie intimiteit, in hierdie verhouding, in hierdie romanse wat bestaan het voor die grondlegging van die wêreld. En in Psalm 22, ja, Jesus haal Dawid, of wie ook al die Psalm geskryf het, aan, my God, waarom het u my verlaat? Dit was 'n menslike ervaring, maar dit was nie die hele storie nie, want dieselfde Psalm 22 gaan verder, en dan sê die psalmdigter in vers 25 die volgende. Ja, ek mag gevoel het God het my verlaat, maar hy het nie. Want in vers 25 sê hy, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het. Halleluja. Nou voor ek te lang praat, ek gaan nog net een versie aanhaal, om vir u te wys dat Vader het nooit Jesus verlaat nie. Daar was nooit enige skeiding tussen God die Vader en God die Seun nie. En hulle wou ons deel maak van hierdie intimiteit, en hierdie eenheid wat bestaan. 2 Korintiërs 5 vers 19 sê die volgende. Nadat hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, en ons kan daaroor nogal lank praat, want die feit is dat almal is in Christus geplaas deur die kruisdood van Jesus, maar daaroor meer by 'n volgende geleentheid. Vers 18 sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het. Nie deur ons bekering nie, nie deur ons sondebelydenis nie, nie deur ons sondaarsgebed nie, maar dat God het homself met ons versoen deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Paulus het gehardloop met die woord van versoening, en ek hoop dat dis dieselfde woord waarmee ek hardloop. Ons het 'n bediening van versoening, nie 'n bediening van veroordeling nie, nie 'n bediening van sonde, preek van die môre tot die aand nie. Ons preek geregtigheid, die geregtigheid van God wat geopenbaar is in en deur Jesus Christus, wat alleen die krag en die vermoë het om ons te bevry van sondes, en ons liste, en ons welliste. Wet gaan dit nie doen nie, reëls en regulasies gaan dit nie doen nie, jou wil gaan dit nie doen nie. Dan vers 19, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe vertrou het. God was in Christus toe die wêreld met homself versoen het. Ek het in die vorige boodskapie gesê, ons is alles en almal is reeds versoen met God die Vader. En dis die evangelie. Dis die evangelie van eenheid, the gospel of union, sê die Engels so mooi. It's not a gospel of separation. It was not God punishing his son in our stead. It was God in Christ coming in his love
In sy liefde het God gekom, in sy seun en deur sy seun en deur die kruisdood, om ons in te neem. Ek groet u.